Ek het vanoggend my kortbroekie aan want ek het besluit vandag gaan ek in die water en nie jy nie. Okay. Asseblief tog. Dou, goeiemôre en welkom. Môre, So ja. eerste maal wat jy nou 'n bietjie saam met ons gaan hengel met ons produkte. En dis ook die eerste maal dat jy so 'n bietjie by Diskusdam Dis kom korrek, hengel. ja. Okay, so ons gaan vandag vir jou 'n bietjie touwys maak, maar ook gaan jy vir ons 'n bietjie paar dinge toets en goeders. Dan kyk ons, okay Dou, jy het nou 1 glasie water in jou bak gegooi, né? Gooi nou vir my 2 van hierdie voer, van hierdie bombooster voer, gooi hom in jou glasie. Lekker opgehoop. Kyk, jy het nou daai voer lekker gemeng, né? Och, Jy het hom ons nou hier mooi gemeng. Red, ek kan nou nie Wys bietjie vir my ek kan nou daar. nie nonsens praat nie, né, maar dit Ja, die van Daar lê die sy daai pragtige groot. Ah, sy. Right, gooi hom maar daarin. Kyk net hoe mooi lyk dit nou. Gooi nog vir jou enetjie asseblief Dou. 1 water en dan 2. Maak hom lekker vol vir my, hoor. Wou sê daai vorige beker is dalk bietjie leeg, né? Daar sy nee, nou sy mooi. Ah, sy. En gee vir my die sak voer aan. Kyk net hoe mooi lyk daai goed. Nou ouens, Dou, terwyl jy nou roer, om mooi deurroer, wys net gaan net jy maar rustig aan. Lekker roer, soos wat ouma nou beskuit sou begin 'n knie en te kierig gaan, okay. Weer eens gaan ek net gou die gedagte daar vertel van die harde stukke bombooster wat nou binne in daai voer lê. Die gedagte is natuurlik dat ek wil hê hy moet saam met die voer moet hy lê en hy moenie te vinnig 'n wolk maak nie. Nou wanneer jy alleen hengel, dan wil jy mos nou daai 'n wolk hê dat die vis moet nou hier langs die kante en alles roep na jou voer toe. Maar wanneer jy kompetisies hengel, dink ek persoonlik dat daai wolk gaan bo oor al die ander ouens se voer. En dan is dit mos nou die mekaar spel. Watter hotel gaan jy nou in? Watter restaurant gaan jy nou Kentucky eet of wat? So, kom ons maak ons so Dou. Nou sien jy is nogal taamlik nat, né? ja. Nou om hom 20 minute te los is nou bakgat. Okay. So baie ouens maak hulle voer in die begin en hulle laat hom staan. Ek wil nou hê jy moet die Blue Diamond feeder vat. Okay. En dan gooi jy vir my so halwe koppie van dit, maak vir my 'n koppie daarvan. halwe koppie. 'n halwe koppie. So 3/4 koppie. Dis 'n baie fyn poeier. En wat hy doen, Dou is hy, daar sy. Wat hy basies doen is hy gaan vir jou die voer lekker bind, gooi hom maar in en roer hom maar deur, daar sy. So hy gaan die voer vir jou lekker bind, maar hy gaan ook die voer laat lekker blus, hoor. Daar sy, nou werk jy hom nou weer deur. Daar sy, mooi laat hy lekker lig kry, sê die ouens. Pragtig. Nou ouens, ons het 2 voer hier, Blue Diamonds hierso. Reed as jy hier kan kyk, hierdie Blue Diamond is absolute poeier. Okay, sien jou mooi, skus ek Ja. vat hom te vinnig. En die Blue Diamond wat ek nou het, sal ek nou wys as ek hom aanmaak. Hoe Ek voel voel hoe begin hy te hoe set. voel hy, Ek Dou? voel hy begin set. Ja, maar jy moet hom lekker skommel, hoor. Dou lekker, okay. Daar sy. Net so. Maak vir my so 'n bietjie 'n voerballetjie, sommer net so vir die windigheid. Druk hom maar, Dou, druk hom maar. Kyk nou net hoe mooi skoon is sy hande. En die ander ding nou, baie ouens geniet hom om hom al amper van hier af te hengel, as jy nie te ver hengel nie, né? Ja. Ek sal nou vir jou mooi wys om daai bal nou mooi te maak. Nou Dou, kan jy hom los? Laat hy nou lekker staan so vir 5 minute, maar jy kan al klaar sien, hè? Ja. Amper reg. Dankie, Red. Dankie oom. Daar sy. Hoe voel hy vir jou? Ja, ek kan voel hy begin lekker set teenoor wat hy so pap was. Begin hy klaar te set. So ek kan nie glo daai poeier, dit is 'n oogwink wat hy hom begin set. Daar sy. En natuurlik Baie hierdie fyn. poeier het natuurlik ook sy goedjies binne om daai bombooster en alles reg te Te maak. boost. Nou gaan ek myne aanmaak, maar bietjie anders. Hoe voel hy op jou hande? Dan ek kan sien nou daarso hy by kom klaar af. Hy kyk waar kom so gedruk het, hy Okay. kom af en dit. So daai is maar nou nie vingerpunte wat ons nog En is hy nie hard op jou hande nie? Nee, hy is nie hy so. Hoe ryk hy vir jou? Nee, hy ryk soos 'n bombooster. Wat het jy daar?
ek gaan nou vir jou net wys. Ek gaan nou een van hierdie koppies water ingooi. Nou, baie ouens vra nou, maar hoekom bombooster en bombooster? Okay. Nou, ek gaan net vir jou ietsie wys. Kom ons maak hierdie pakkie. Wys gou vir my die pakkie. Dit is 'n bombooster pakkie wat ons O ja, die okay. poeier gebruik. Nou weet julle hoekom doen ek dit so? As jy dit nou meng, dan meng jy die water. Nou okay, hierdie water is nou bietjie ijskoud, maar daar gaan hy darm. So wat gebeur nou hier? As jy hierdie bombooster vat, né? As jy hierdie bombooster vat, kan jy nou sien die stukke lê die hele wêreld vol. Ja. Maar hy kleur nie al die mielies in nie, okay. Nou as jy hom so maak, dan is dit mos nou so. Hy kleur al die mielies mooi bombooster, okay? So wat ons nou doen, so skep gou hierdie piet. Gooi hom daarin. Maar jy kan nou gewone voer, skoon voer ook nou so doen, hè? Dis reg. Want nou gaan jy 'n bietjie ekstra bombooster hê. Ja. Nou omdat ek die eienaar van die bombooster is, kry ek natuurlik groter stukke wat ek vir myself gekies het. Okay, dan gaan ek vir julle 'n ander ding nou wys. Dis nou lekker water, maar hier is dan ons ander ouetjie. Daai feeder wat ons vir Dou nou gewys het, was absolute poeier. Ja. En as jy nou na hierdie ouetjie kyk, is hy so klein bietjie dikker. Grower. Okay, maar ek skil nog, wat het ons nog gesê? Okay, maar in elk geval, so, nou vat ek hierdie ou, kom wys bietjie nader hê, of kom ek probeer dit so, daar sy. Kan jy sien? Met ander woorde wat ek probeer al hoe meer kyk om die poeiers en die bombooster stukke en alles, probeer ek laat hy eers lê en 'n bed vorm. Nou wat gebeur nou hier? Daar's hy nou lekker in. So met ander woorde, daai ouetjie vorm nou vir my 'n lekker. Daai ouetjie vorm nou vir my 'n lekker. Ek gooi net so 'n bietjie hier, kyk. Ooh, mamma. So jy voel maar eintlik net wanneer hy vir reg is. Okay. Ja, ag nee eintlik, maar kyk net hier so red hoor. As hy so is, die sinkers wat ek nou gebruik. Die sinker wat ek nou gebruik. En as jy hom afskud is jou hande skoon. Die sinker wat ek nou gebruik het die veertjie bo-op. Okay, so bal soos hierdie. En kyk hoe vinnig het ek hom gemeng. Nou die ou manne met die hande wat nou weet, hulle voel hom en as jy hom nou, as jy nou wil ingooi dringend, dan vat jy net hierdie poeiers en goed en jy gooi in en maak hom harder. Maar as jy hom nou 5 minute laat staan, het jy die hele dag hierdie ou in die son. Jy weet mos hoe lyk hy by my, staan in die son. Okay. Die deegie, né? Ja, teelepeltjie water, teelepeltjie duiwelsdrek, teelepeltjie garlic. Ja. Okay. En dan natuurlik wit floresienpoeier. Belangrik wat ek vir dan sê, wanneer jy hom uithaal en jy begin hom rol, dan sit hy dadelik aan jou hande vas. So jy het so 'n bietjie 'n paar teelepels meel ingesit, maar wat se meel? Ek dink die publiek kan vir jou sê. Ek weet oom gebruik bruismeel, dis al spesifieke rede hoekom oom bruismeel. Sag, baie sag. Hy maak hom baie sag. Ons het hom nou 3 keer binne in die bruismeel gegooi. Wat ons gedoen het is toe ons hom uithaal, toe is hy gesit in 'n ou se hande bietjie vas. Drop hom daarin, rol hom. So dis nou die 3de keer, né? Maar kan jy sien as ek hom nou hard rol? sien jy ek rol hom hard, maak 'n bolletjie, nou voel net bietjie daar. Ja. Ja. Kan jy voel? Yep. Kyk, hierdie Frik was 'n spysienier vir baie jare en hy het geleer dat die bruismeel die goed ekstra sag maak, né? Ja. Nou daar is ouens wat nou daaroor skepties is. Hulle sê hy kan nou uitrys sing as hy warm word. So hou hom net koel, dan kan jy die hele dag met hom hengel. Grootseun, daar is jou deel. hy. Gaan sit hom in 'n banksakkie of laat red hom. Het jy 'n banksakke? Ek het vir jou. Ek dink ek het iets. Okay, ek sal vir jou gee. Dankie Tannie. Uit hier aan die onderstoeltjie, ek het 'n wit anystot. Boonstoeltjie 'n wit anystot met 'n duiwelsdrek garlic deegie. Ek het hom so 'n bietjie gedoop in anys en dan al wat op die bombooster voerbal is, mens kan dit nie eers sien nie, is deurskynende aptekers anys. Hier het ons 'n bombooster voerbal en ons het 'n spesiestrop onder aan 'n rietvleisstrop gesit en ek het
'n wit garlic 10 ml tot, 'n rooi bloeier mielie valdam tot en 'n plastiek mielie net om hom 'n bietjie te lig. Dan vrek ek toe die strop vir my mooi binne in die bol saamgebind, laat hy nou so hang. Nou is dit die eerste keer wat ons so gaan hengel, kom ons kyk wat gebeur. En dan sit ek net van ons bomstroopie op, dis al. Pragtig. Hier het ons nou 'n bombooster voerbal. Ek het aan hom net soos by die ander een 'n garlic tot. Hy's veronderstel om wit te wees, maar daai rooi mielie bleeder 10 ml net agter hom maak dat die tot nou natuurlik nie meer wit is nie. En dan natuurlik 'n geel plastiek mielie om hom bietjie te lig op 'n spesiestrop, net soos die ander een onder aan 'n rietvlei. Nou Dou, jy vang die eerste vis vanoggend, is dit jou? Ja, Ons het gesê, maar 'n spanwerk, né? Jy het my combo aangesit. Wat is op jou combo, kan jy onthou? Ja, dit was daai mielietot en dan die koller, die groen een bo. Hierdie een is die bomtot, né? Ja, ek dink hy's af, hoor. En hier hardloop Frik se eerste vis. Sit nog 'n broodjie en eet en ek sê die vis moet nou net nie byt nie, dat ons nou net 'n broodjie kan eet. Myne is nog nie klaar gesmeer nie, Frik se is nog nie klaar geëet nie. Hier laai hy. Wintergreen tot garlic tot met wintergreen en garlic op 'n bombooster voerbal. Hier gaan ons. Geluk manne. Dis nou sommer die eerste 2 visse. Regterkant die een het gebyt op wintergreen en garlic. Linkerkant die een het gebyt op 'n gewone wit anystot. En natuurlik ons stroopie op 'n bombooster voerbal. Dis weer die wintergreen en garlic, né? Vis nommer 5. Dis nommer 5. Daai tot weer uithou. Mooi geskep. Nou hierdie is nou spanwerk. Frik het die vis gevang, Dou het die vis Jy geskep moet begin groter raak. en hy het gebyt. Snaaks interessant, nee Frik, hy het op die onderste hoek gebyt met 'n wintergreen tot, 'n halwe garlic tot, 'n garlic devil's direk deegie en dan wintergreen en garlic op die voerbal. Red man, jy praat nou 'n lang storie, né? Kombinasie vandag. Maar nou raak ek koud en die wind die waai en ons het gedog hulle gaan nou niks maak nie, maar kyk nou net. O, pragtig man. Pragtig Red, geluk ou girl. Dan sê baie geluk. Ons het nooit iets saam nie. Dankie. Speelkarpie. Jy het nou net 'n pragtige speelkarp gevang. Die Dis mooiste reg. vis van die dag. Waarmee? Baie dankie. Right, vertel my 'n bietjie wat het hier gebeur. Ek sal jou moet help want ek het saam met jou gewerk. Die Nou, onderste hoek het wat? Dit is anys. Anys tot. Anystot. Ja. Met deegie. Wat lyk so stowwerig daar? Frik se deegie. Ja. Baie mooi gewerk. Ja. Dan het ons daai wat sy poeier bompoeier. Ja, die bomdooppoeier. Bompoeier is reg. En dan in die boonste hoek het ons net 'n gewone anys tot. Hoe dis die ouetjie wat daar lê en dan op die voerbal is 'n bombooster voerbal. Daar sien ek sommer so lekker bomboes stuk, né? Dis reg ja. En Dis toe- daai wat ons frik ingemeng het. En toe gooi ons wat op die voerbal? Bietjie van daai anys ook. Aptekers anys, Ekers anys saam met die bomstroopie. En die poeier daar ook. ja, toe gooi jy sommer hier bo 'n bietjie van die poeier. En die blou de nou het nou losgetrek terwyl ek daar by Dou is. Nou is ek 'n bietjie te laat, lyk my om sy mooi geluid te op te neem. Hier's nou 'n lekker dik vis. En Frik het terselfdertyd het Frik hier 'n dik vis. Ek het nou net op Facebook gesê vandat jy nou Daar gaan hy. vandat jy nou hierdie styl van jou hanteer het. So hier gaan jou katrol nog steeds. Hier gaan die blou de nou. Okay, vat hom op vas.
Ooh, hoor die bloude nou? Daar sy. Die bombooster met En die die bomdippoeiertjie. bomdepoeier en die Blue Diamond. Ek En moet nou kom hier net dik goed uit, wys jou net. Net aanhou werk en jy kry hulle. Want ons het 9 kleintjies gevang van so 1 en 2 kg en nou kom die 6 uit. En dis omtrent stormsterk wind, maar kyk jy mooi vis, frik. Pragtig. 4 hoeveel? 4 punt?